Heidi droom elke nag van haar besoek aan Pieter se ouma en elke oggend sien sy opnuut daarna uit om te gaan. Joe, maar dis 'n mooi oggend. Môre oupa, môre Josef. Jy lekker geslaap, Josef? Gou, maak gou oupa. Vandag is die dag. Môre my kind. Hy het nou vanoggend uit die bed uitgeval. Ons kan maar gaan. Waarvan praat jy? Waar wil jy heen gaan? Het oupa dan vergeet? Ek gaan mos bietjie kuier. Nie vandag, dis glad te gevaar. Dit sneeu en dit sneeu, dag en nag. Heidi word al hoe ongeduldiger en sy probeer om die tyd met alle moontlike soort afleidings om te kry. Soos voorheen voer sy nog elke dag haar bokke, maar nie meer met dieselfde soort vreugde as voorheen nie. Heidi bly maar net aan een ding dink. Ag nee, dit sal nooit weer ophou nie. Sneeu van die môre tot die aand. Ja, ek wonder wanneer dit eendag ophou. En toe breek die dag eindelik aan. Die digte sneeuwwolke het verdwyn. Die hemel is weer net so blou soos Heidi dit in die somer geken het en die son weer kaats op die sneeu. Uiteindelik. Dit sneeu nie meer nie. Die sonnetjie skyn. Nou moet oupa saam met my gaan. Oupa! Die son skyn weer en dit het opgehou met sneeu. Gaan oupa vandag saam met my? Nee, my kind, nie vandag nie, miskien môre. Maar oupa het self gesê as dit ophou met sneeu, dan kan ons maar gaan, oupa. Ons het op by ons ore wegsak in die sneeu, want dit is nog te los en te diep. Oh. Alles opgeëet, oupa. Nou ja, dan kan ons maar gaan. Waarheen wil oupa dan gaan? Kan jy nie raai nie. Dal toe. Ja, dal toe. Nou toe kom, staan op. Maar trek jou net warm aan, dis koud. Ja, ek vat sommer die groot Charlie saam. Hoera! Oupa, oppas dat oupa nie gly nie, oupa. Gehaal jou jassie. Ja, ek sal nou. Kyk eers bietjie na die boom. Dit lyk net regte diamante. Waar het oupa die slee weggesteek? Weggesteek. Jy het hom net nie gesien nie. Sal ons albei daarop pas? Ja, as jy jou kan klein maak. Ja, kan. Het lyk mos vir my jy het nie lus vir 'n Dit gaan jas. lekker wees. Ek kry lekker warm. Oupa, kom maar ry, oupa. Jy moet styf vashou, anders val jy dalk net af. Dis baie styf. Ja, dit is, maar ek sal nie val nie, ek hou styf vas. Dit word net al hoe steiler en ons gaan al hoe vinniger.
Stadig, oupa, stadig. Is dit waar Pieter bly? Ja. Maar dis glad nie mooi hierso nie. Toe maar voordat dit donker word, sien jy weer by die huis wees. Maar kom oupa dan nie saam met my nie? Nee, hulle het jou genooi. Spaar. Hallo, Pieter. Is jy Barbel? Nee, dis Heidi. Wie? Heidi van Alm U af. Pieter was nou die dag by ons en toe nooi hy my uit. Hy het gesê dat u my uitnooi. Ja, nou is ek hier. O, jy is die klein meisietjie wat so graag bokoppaster wil word. Ek is baie bly dat jy toe gekom het, Heidi. Is dit Pieter wat van die bokke vertel het? Ja, hy praat nogal dikwels daarvan, maar jou hande is lekker warm, my kind. Wat's dit? Hi. As julle nie gou julle venster regmaak nie, gaan hy sommer afval. Hy hang nog net in 'n dun ou spykertjie. Ek weet, my kind, ek weet. Hy kraak nou al weke lank so vreeslik, maar wat kan ek doen? Maak dit met 'n spyker reg. Dis mos nie moeilik nie. Die huis is al bitter oud. Dit kraak en knars hier in elke hoek. O. Maar jy moet mos iets daaraan kan doen. Het julle nie spykers nie? Nee, dit sal niks help nie. Ek sou graag daarna wou gekyk het. Maar ek is blind, Heidi. Hoekom sê jy dan skielik niks nie, Heidi? Het Peter dan vergeet om jou te vertel wat met sy ouma verkeerd is? Ja. Ek kan nou wel nie sien nie, maar ek hoor elke ou geluidjie. Snags lê ek en luister. As die wind dan om die hoeke huil en dit oral kraak en knars, dan word ek soms baie bang. Maar dit kan mos nie so bly nie. Dan moet tog iemand wees wat dit kan regmaak. O, maar dis darm vreeslik. Mens raak met die jare gewoond daaraan. Dan is dit nie meer so erg nie. Soms sou ek graag wou sien. Kom dan bietjie saam met my buite toe. Miskien kan jy dan sien want die son skyn buite. Nee, Heidi, buitekant kan ek ook niks sien nie. Nee. O, As 'n mens blind is, Heidi, dan kan jy nêrens sien nie, ook nie buite nie. dit kan nie wees nie. Ag, kom saam met my toe. Jy kan nie heeldag hier sit nie. Buite is dit mooi en warm. Ek sal vir jou gaan wys. Jy moet net saam met my kom. Jy sal regtig daarvan hou. Dit is vir my beter om hier in die huis te bly, Heidi. Dit is baie beter so. Ek was ook so lanklaas buite, my kind. Maar dan moet jy vandag weer saam met my uitkom. Jy moet. Hoe kan so 'n fraai klein meisietjie aan so vreeslik kwaai raak? Ek's jammer. Toe maar, Heidi, toe ek 'n klein dogtertjie was, het ek ook baie maklik kwaad geword. Jy weet, wanneer ek nie van iets gehou het nie, het ek sommer gou-gou met my voete begin stamp. Jy ook. Jy het net nou gesê dat jy nie kan sien nie, maar jy het ook gesê dat jy alles kan hoor. Hoekom kom jy saam met my uit in die sneeu nie en luister dan maar net na alles? Al toe asseblief. Ag, hoekom skud jy jou kop dan nou hier en weer? Wil jy nie saam met my uitgaan nie? Wat 'n liewe klein meisietjie is jy nie. Ek kan nou ook baie goed verstaan waarom Peter so van jou. Maar dit help alles niks nie, Heidi, laat my maar sit. 'n Mens kan nie meer 'n vrou wat so oud soos ek is sulke dinge laat doen nie. Dit is te laat. Laat ek maar hier by my spinwiel sit, Heidi. Dit is die beste vir my.
maar, kleintjie. Moenie sleg voel nie. Kan 'n mens glad iets doen om jou te help nie? Kan 'n mens niks doen nie sodat jy weer kan sien nie? Niks nie, Heidi. Heidi, my kind, jy kan jou glad nie voorstel hoeveel mooi herinneringe ek van my lewe oorgehou het nie. En al die herinneringe bly by my en ek onthou soveel. Heidi het so vreeslik uitgesien na haar besoek aan Pieter, maar nou is alles heeltemal anders as wat sy ooit kon droom. Ek kan nie alles verstaan nie. Ek het 'n goeie plan. As ek weer vanaand terug huis toe gaan, gaan ek alles mooi vir my oupa vertel, van jou en van die kraak in die vensterraam. En as dit warmer is, sal hy hiernatoe kom om die huis reg te maak. As ek vir hom vra, dan sal hy regtig, en dan hoef jy nie meer bang te wees as die wind waai nie. Dis 'n baie goeie idee. Jy's 'n liewe klein mensie, Heidi. Ek is so bly dat jy kon kuier het. Daar kom iemand. Kom maar binne, Brigitte. Ons het onverwagse kuiergas gekry, Brigitte. Dit is klein Heidi. Jy weet mos, die ene wat van laas somer af daarbo by Alm-U bly. Dan is dit nou Heidi. Sy lyk op 'n druppel water soos haar moeder, die ook mos net 'n kind gelyk. Sê my bietjie, hoe gaan dit daarbo met jou en jou oupa, my kind? Hy sit ook mos nooit meer sy voete op die dorp nie. Hy was ook nie hier nie. Hy het die kind voor die deur afgelaai en daarna is hy dadelik voort. Of het jy dalk alleen hier naartoe gekom? Nee, my oupa het my al die pad met die slee gebring. Ek kan dit skaars glo. Jy sê het saam met jou op 'n slee afgekom hiernatoe, my kind. Ja, en ons was so vinnig geweest dat nie eers die voëls by ons kon bly nie. Ja? Dit glo ek nie, die kind verbeel haar hou al mee op 'n slee, dit sal die dag wees. Ek ken die ou knorpot. Hy het die laaste paar jaar skoon verleer om te groet. My oupa is nie 'n knorpot nie. En as hy iemand nie groet nie, dan het hy 'n rede daarvoor. Hy moes seker verander het, want Pieter het ook vertel dat die man nie is soos ons van hom praat nie. Hy het heeltemal verander. Hoe verander? Pieter sê, jou oupa is baie goed vir jou en hy hou baie van jou. Ja, hy hou. As dit waar is, dan sê ek wat Brigitte is nie meer 'n woord nie. Ek sal dit eers glo as ek dit met my eie 2 oë gesien het. Glo dit maar. Hoekom sal daar dan nie hier ook wondere gebeur nie? Vertel ons maar julle. Ons sou so graag wil weet hoe dit daar gaan en wat julle alles doen. Ek weet net nie mooi waar om te begin nie. Vertel dan maar vir ons alles wat in jou kop kom toe. In die oggend staan ek en my oupa altyd baie vroeg op en dan eet ek vir ontbyt 'n groot stuk kaas. Heidi vertel alles waarin sy kan dink, vandat sy opstaan totdat sy bed toe gaan. Van haar eetery in die bos en hulle kaasmakery. Sy vertel ook breedvoerig hoe hulle die sneeu voor die deur weggeskoffel het. En die 2 vrouens in die armsalige huisie kan skaars hulle ore glo. Dit is regtig wonderlik om by my oupa te kan bly. Ons is so gelukkig. Ek is regtig bly dat dit so goed gaan. Sy kan dit tog onmoontlik alles opmaak. Ek sê altyd wat daar 'n rook is daar 'n vuurtjie. Sê ek altyd. Sy glo dit nie. Glo jy my daarom of dink jy ook ek het dit alles opgemaak? Hallo almal. Hi. Ai, Waar bly jy dan so lank? en hy simpel skool natuurlik waanus. Hoe het dit vandag by die skool gegaan, Pieter? Het jy iets om ons te vertel? Ai, Jy pak gekry. ja, 2 keer. Het hulle jou vandag alweer vrae gevra wat jy nie kon antwoord nie, Pieter? Of kon jy daarom so nou en dan 'n korrekte antwoordjie gee? Dalk helfte van die antwoorde? Ek het iets geweet. Ja, toe maar ek verstaan. Die onderwyser het natuurlik nie vir jou die vrae gevra wat jy geken het nie, né? En jy kan dit tog seker nie help dat die onderwyser te dom is om te weet wat jy weet nie. Dalk kan hy dit regtig nie help nie. Moenie so kwaad vir hom wees nie. Ek is so teleurgesteld. Pieter word nou al 12 jaar oud en hy kan nog nie eens lees nie. Brigitte, gee dan 'n bietjie vir my die boek aan dat ons hoor. Dit is 'n wonderlike boek, vol pragtige verhale en gedigte. En ek wil tog so graag dat Pieter leer lees om vir my te kan voorlees.
Ek kan mos ongelukkig nie meer self lees nie. Hy is baie swaar, pas op tog dat jy hom nie laat val nie, Heidi. Dit is my enigste boek en 'n ander een glo ek nie sal ek ooit weer kry nie. Peter, die laaste keer wat jy vir my gelees het was 'n jaar terug. Probeer tog weer, dalk gaan dit nou beter. Dit gaan nie beter nie, dit gaan al hoe slegter. Dan liewers nie. Die son gaan nou onder. Is dit nie tyd vir huis toe gaan nie? Haai, dit word so stadig aan donker buite. Ek het nie eers agtergekom dat dit al so laat is nie. Ja, vir my het dit ook gou omgegaan. Ek sal baie bly wees my kind as jy sommer gou weer vir ons kan kom kuier. Maar kom tog net as ek die skool het. Sê my dan net wanneer. Baie dankie dat ek vandag kon gekom het. Dit was baie, baie lekker hier. Ek is regtig baie bly my kind. Totsiens dan. Heidi, Ja, het ek iets vergeet? het jy dan nie iets warm saamgebring nie? Nee, ek het niks saamgebring nie. Jy kan nie net so gaan nie, dit is te koud daar buite. Peter, bind die Charlie vir haar om. Dankie, as ek volgende keer hierso kom kuier, dan bring ek hom weer terug. Hy Ek sal staan. so gou kom as wat ek kan, Peter, hoor. vat vir Heidi huis toe en pas op dat sy niks oorkom nie. Die sneeu is ons vreeslik glad. Ek sal. Nee, ons sal versigtig wees. Totsiens, tot later. Totsiens, Heidi. Totsiens, Brigitte. Oupa. Jy lyk baie gelukkig. Hoe lyk dit by jy dit geniet? Ja, Ket. Peter, jy kan maar weer die Charlie terugvat. Dankie. Lekker bly, Peter. En Peter, sê vir Sjoe, jou dis ouma ek hoog. stuur groete. Ja, ek sal. Tada. Kom gou weer. Ek sal. Ek kan my oë nie glo nie. Dink ek word mal, wat ek nou net daar buite gesien het kan mos nie wees nie. Wat is dit dan nou, Brigitte? Hy het hier kom haal. Dis tog goed. Nou is dit waar. Peter het mos gesê hy is werklik lief vir die klein Heidi. Heidi se oupa het gesê ek moet vir ouma groete stuur. Jy moet groete stuur van hom. Dan hy kan hom verander. Ja, die Heidi weet hoe met mense te werk. Mens wil haar sommer net lief hê. Ek hoop sy kom gou-gou weer kuier. Ons moet môre vroeg weer na Pieter se ouma gaan, dan vat ons sommer 'n hamer en 'n klomp spykers saam. Oupa moet asseblief hulle vensters vir hulle regmaak. Oupa kan mos. Ek kan en ek wil jou nie verbied om hierdie mense te besoek nie, Heidi, maar ek wil niks met hulle te doen hê nie. Nou hoekom dan nie? Wat het hulle aan oupa gedoen? Niks nie. Maar oupa kan dit mos nie net so laat staan nie. Wat bekeer oupa? Wat is Ek het dit lank al verwag en nou het dit gebeur. Hallo ouma. dis Heidi? Hoekom hou ouma se kop vas? Is dit seer? Loop Heidi, pas op tog, dit is nie veilig hierson nie. Die huis is besig om in te... Ai, tog dat ek dit nog moet deurmaak. Ai, het ouma dan nou vergeet hè ouma? Ah, Ek het ouma mos gister beloof dat ek vandag my oupa hiernatoe sal saambring. Ag, tog, Onthou. waarheen sal ons toe gaan as hierdie huis in mekaar val? Hy val nie in nie. Dis oupa wat besig is om die vensters reg te maak. Dis alm u. Brigitte, het jy gehoor wat die kind sê? Alm u het afgekom hiernatoe om die stukkende vensters te kom heel maak. Ek kan dit hoor, ja. Ja, so klink dit as iemand met 'n hamer op hout slaan. Nou sal alles sommer weer goed gaan. Nou hoef ons nie meer die ganse dag en die ganse nag lank na daardie nare gekraak te luister nie. Hoor jy hoe kap hy, Brigitte? Ja, natuurlik hoor ek dit. Goeiemôre, alm u.
Ons is opreg dankbaar hiervoor. Dis regtig waar vriendelik van u dat u oorgekom het om ons te help, Almie. Baie dankie. Het ek gesê, Almie, ons waardeer dit opreg dat jy oorgekom het om ons te help. Baie dankie. Nou genoeg gepraat. Gaan liewer in. Ek maak die plek net heel omdat die kind my so mooi gevra het om dit te doen, om geen ander rede nie. Toe, vir wat sta jy nog? Ek verstaan. Heidi se oupa wil met die mense van die dorp niks te doen hê nie. Baie jare lank al bestaan hierdie wederwysige twis en niemand wil ingee nie. Hy het vandag net om Heidi se ontwil onder na die dal toe gekom en het elke liewe dingetjie wat los was en wat deur die jare deur wind en weer verweer het, weer stewig vasgeslaan. Ure lank het hy gehamer en gekap tot alles weer heel was soos Heidi graag wou gehad het. Maar nogtans wou hy met niemand praat nie. Totsiens! Ek kom kuier weer. Tot volgende keer. Totsiens! Tada Heidi en dankie hoor. Pieter se ouma is daardie aand so gelukkig en tevrede soos wat sy in baie jare nie was nie. Die volgende dag sneeu dit weer en Heidi kan glad nie onder na die dal toe gaan om vir Pieter te gaan kuier nie. Pieter kan net so min boontoe gaan om by Heidi in te loer. Eers toe die weer opklaar, kon hulle mekaar weer sien. En toe gebeur daar iets wat Heidi nooit sou vergeet nie. Daar lank het Heidi net aan haar diere gedink wat dalk in gevaar kan wees. En eintlik kry sy dit toe reg om haar oupa om te praat om haar toe te laat om hulle buite te gaan help. Maar daarvan en van al die ander avonture wat Heidi beleef het, vertel ons julle volgende keer.